Baie welkom vandag weer by jou Lewe Lig Dagstukkie, dag 7. En ons tema vir vandag is God weet, al hoor ons niks. Psalm 145 vers 18. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in opregtheid aanroep. Daar is 'n direkte verband tussen die diepte van jou duisternis en die hoogtes van lig wat jy kan bereik. God weet, al hoor ons niks. Met die baie myne in Suid-Afrika gebeur dit dikwels dat werkers as gevolg van grondstortings ondergronds vasgekeer word. So het dit gebeur dat werkers diep onder die grond vasgekeer was. Vir 17 dae het hulle in die donkerte gesit en wag op hulp. Op dag 17 het hulle die geluid van 'n boor gehoor. Die volgende oomblik het die boor deur die tonnel gebreek en daar was 'n gat, groot genoeg na die oppervlak, waardeur noodvoorraad na hulle toe afgesak kon word. As ons rondom ons kyk, dan voel baie van ons ook asof ons in die donker gelaat is. Sommiges voel vergete, ander voel daar is nie hoop vir ons nie. Dis korrupsie, die oorlog in die Midde-Ooste. Dis dan wat dit vir ons voel asof die donkerte van hooploosheid op ons toesak. Tog is dit juis in die donker plekke van die lewe waar ons begin besef dat ons nie veel aan ons eie situasie kan verander nie. Hoe wonderlik is dit om te weet dat die een wat alles kan doen, weet van ons donker tonnels en waarom ons te kom uithaal. As ons na die Bybel gaan kyk, dan tel ons duidelike tendense op. Die volk van God aanbid hom, maar begin dan afdwaal en wegdryf van hom af. Hulle begin ook ander gode dien en dan stuur God 'n vyand om hulle in ballingskap weg te vat, na 'n plek van sleg en ongemak. Daar kom hulle tot inkeer en besef dat hulle verkeerd gedoen het. Hulle bely hulle oortredinge en God voorsien dan dat hulle weer kan terugkeer na hulle eie land. COVID het ons na so 'n plek toe gevat. 'n Plek waar ons magteloos moes wag en toe kyk hoe die wêreld tot stilstand gekom het. Dit het ons ook gedwing om oor 'n paar dinge te dink waaroor ons nie normaalweg dink nie. Ewe skielik het ons besef dat die dood 'n werklikheid en 'n gelykmaker is. Bo alles glo ek dat dit ook 'n manier was waarop God weer ons aandag wou kry. Ons wou leer om na hom te luister, in afhanklikheid op hom te wag, hom te vertrou, om te voorsien in wat ons nodig het, om aan te hou glo, al kan ons nog nie sy lig van hoop sien nie. Om die dinge reg te maak in ons lewens, wat grondstortings in ons lewenstonnels veroorsaak en ons laat vasval. Die donker tonnels in ons lewens maak dat ons soek en roep na God. Weet vandag dat hy jou hoor en sal voorsien. Moenie tuis raak in die donker nie, die lig kom. Geluk is oral en in alles te vind. Juis in die donkerste tye is die sterre die helderste. Jy kan kies of jy op die donkerte of op God se sterre van hoop gaan fokus. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy val ons vas in die donker myntonnels van die lewe? Dink terug aan een les wat jy gedurende die COVID-tyd geleer het. Hoe gaan jy vandag fokus op die sterre van hoop in jou lewe? Baie dankie Hemelvader dat U presies weet waar ek is en wat ek nodig het. Dankie dat U in Jesus my ook gevind het en deur U Gees in alles voorsien het, sodat ek vir altyd saam met U kan wees. Amen. Luister net mooi en dan sal jy ook die boor hoor van God se liefde en genade, wat die lig laat deurbreek in jou donker tonnel. Mag die Here jou ryklik seën, jy is kosbaar.
Liefde groete, Shaal Botha.